Voel sommer beter as hy net so 'n bietjie gaan bid het, né? Voel so 'n bietjie warmer. Weet, dit is asof ons in aanbidding ingaan, dan verloor ons so 'n bietjie die realiteit van hierdie wêreld rondom ons en ons stap in die groter realiteit. Want die geestesrelm is 'n groter realiteit as die tydelike wêreld. Amen. En jy onthou, daar's 'n relm wat 'n onsigbare relm is, wat 'n realiteit is. Hierso rondom ons, waar ons beweeg, is daar in die onsigbare relm heeltyd dinge besig om te gebeur. Heeltyd skuwe besig om plaas te vind en God is besig. Hy staan nie stil nie. Hy slymer of hy slaap nie. Hy's aktief besig in jou lewe, in my lewe, in ons lewe. En ons weet nie altyd wat kom nie, ons weet nie altyd wat gebeur nie, want ons sien dit nie met die fisiese oë nie. Maar dis hoekom ons wandel nie deur aanskoue nie, maar ons wandel deur geloof. Want geloof sê, my hoop is in die God wat my gered het. En wat 'n plan met my het, beloftes oor my lewe het. Wie van julle glo God het beloftes oor jou? Wie van julle glo daar's beloftes wat nog nie waar geword het nie? Daar's realiteite wat jy nog nie gesien het nie. En jy, ek weet dit klink soos 'n cliché, maar ek wil vir jou sê, daar is nog, die Engelse stelling is, the best is yet to come. Maar hier is die realiteit, jou geloof vat jou waar jy gaan opeindig. Jou geloof bepaal jou destinasie. En ons moet verstaan en ons moet weet dat wanneer die omstandighede gebeur en die vyand poog om ons mismoedig te maak, want dis wat hy probeer doen. Hy probeer ons laat twyfel aan die beloftes van God. Hy wil jou laat twyfel in die goedheid van God oor jou lewe, want hy wil vir jou kom sê, jy's nie goed genoeg nie, jy verdien dit nie. En dan kan jy hom net antwoord en sê, jy's 100% reg. Ek is nie goed genoeg nie, en ek verdien dit nie, maar liefde funksioneer nie op verdienste nie. En dan bars jy sy babbel. Want God is goed vir my, en hy's goed vir jou nie, omdat ons oulik is nie. Jammer om jou babbel te bars, maar nie omdat jy oulik is nie. Enige oulike mense hier? Okay. Ons verdien niks, maar wat die Here kom doen, is deur sy genade, en omdat hy lief het. Ons moet nooit dink, ons het op 'n plek gekom, wat ons, okay Here, dis nou waar ons is nie, dis nou genoeg nie. Want by God is daar nie so iets soos genoeg nie. Hy's 'n onuitputlike bron. Hy's onbeperk in sy weë. En ek wil vanoggend jou kom herinner in 'n storie, en 'n storie vir ons net weer lees. Ek hou daarvan om stories te lees, en terwille van tyd kan ek nie die stories in detail deurlees, en hele hoofstuk en hoofstukke deurlees nie. So ek wil jou ook vra, dat jy nasorg sal doen. Ek het eers na skool ontdek dat nasorg werk baie goed. Ongelukkig eers na skool. Maar ja, nasorg beteken elke juffrou sal vir jou sê, gaan doen nasorg, want dan hoef jy minder te leer vir eksamens. Is dit nie waar nie, né? Juffrouens, help my, dit werk so. Aan die ander woorde, nasorg is, jy gaan weer deur die werk wat jy gehoor het. Nou, ek weet nie of dit die doel van huiswerk was nie. Maar ek wil vir jou huiswerk gee, dat jy die hoofstukke self gaan lees ook die stories self in jou eie Bybel, en gaan onderstreep in jou eie Bybel, want dis net, wanneer mens dit net meer onthou, en ek wil jou uitnooi dat jy die stories gaan lees ook, maar ek wil jou vat na 'n baie bekende verhaal wat jy dalk op sonnaskool of kinderkerk gehoor het, en ek wil jou vat na die see verhaal waar die volk deur die see geloop het, saam met Moses. Okay, en daar sê vir ons, dalk nie 'n nuwe ontdekking nie, maar net weer 'n realiteit van wie is hierdie God vir ons? Wie is God vir jou? Elke persoon het 'n unieke verhouding met God. En dis wat so wonderlik is in die tyd wat ek en jy leef, in die Nuwe Testamentiese dispensasie is, verhouding is die middelpunt van alles, wanneer dit kom in ons geloof. In die Ou Testament was dit 'n
klomp reëls en regulasies wat geonderhou moes word en stelle reëls wat net mense net moes gesorg het om te sê ek moet net sorg dat ek moet hierdie reël net nakom en ek moet hierdie wet net nakom en net God tevrede stel. En dit was nie verhouding nie, dit was nie liefde nie. Is die reëls nog steeds daar? Ja, dit is nog steeds daar. Maar ek hoef nie bekommerd te wees oor die reëls nie, want jy sien, liefde dryf my en lei my dat ek spontaan die reëls handhaf en onderhou. Want ek lewe 'n lewe wat die een behaag wat ek lief het. Is dit nie waar nie? So ek weer vat na Moses en die volk toe in Eksodus hoofstuk 14 toe en net herinner wat hier gebeur het. En onthou, wat hier gebeur dis nie 'n feeverhaal nie. Dis nie fiksie nie, dit is realiteit, dis geskiedenis wat hier gebeur het. En dis dieselfde God wat ek en jy vandag aanbid, want dis die God van Moses, wat ons nou net aanbid het, wat ons voor gesing het. En wat God gedoen het hy nie ophou doen nie, hy doen dit nog steeds. God se vermoë het nie verander nie. Stem julle saam? As God iets daai tyd, duisende jare terug kon doen, kan hy dit vandag nog steeds doen. Hy is die God van die onmoontlike. En die vraag wat ek wil vra en wat ons hierdeur gaan sien is, wie is God vir jou? Wie was God vir Moses? Wie was God vir die volk gewees? En interessant dat hier die beeld van God, hier's 'n skuif wat plaasgevind het rondom God en die mens en die beeld van God na die mens toe in hierdie verhaal van Moses waar die volk uitlei in Eksodus. So, kom ons kyk hierna en kom ons lees die storie en ek gaan vir jou dit lees en hier en daar gaan ons van die skrifte op die bord wees. En ek begin in vers 10. Hy sê toe Farao naby kom en ons weet, okay, hier's net nadat God vir Moses stuur, net so 'n bietjie agtergrond. Moses het groot geword natuurlik in die paleis van Farao. Vir 40 jaar het hy daar gebly en toe het hy Egiptenaar doodgeslaan wat een van sy eie volk mense wil gemartel het en hy het gevlug, net die storie kort te maak. Vlug woestyn toe. In die woestyn was hy nog 40 jaar. Het hy daar gewerk vir sy skoonpa, die vee opgepas. Ons weet hy het die openbaring gekry by die brandende braambos, die bos wat nie uitgebrand het nie, en God het hom daar gestuur en vir hom die mandaat gegee om te sê, ek stuur jou as my volk se verlosser. Ek het die gekla van my volk gehoor vir 400 jaar was hulle in slawerny. Dis lank. Okay. 400 jaar het hulle die Egiptenare gedien. Ek stuur jou om my volk te gaan verlos en om hulle uit te lei sodat julle kan lei en inlei in my beloftes in. Dit is belangrik om uit te kom van waar jy was en in te gaan na waar jy moet wees. Maar daar's baie van hulle wat hulle het uitgekom maar nooit ingegaan nie. 'n hele generasie het die beloftes van God gemis. Maar God sê vir Moses, ek stuur jou na my volk toe, gaan terug. Nou, dink dan net Jan, hy is 80 jaar oud op hierdie stadium, en 40 jaar en 40 jaar, hier gaan Moses terug. En ons weet, hy het baie verskonings gehad, en sê, Here, maar ek hakkel, ek kan nie lekker praat nie, weet soos, hy's 'n regte kerkmens. Vol verskonings. Dis die hele nie, dis vanoggend die winter was nie vir jou verskoning om by die kerk te wees nie, nou. Maar ek weet, ons is so maklik, ek spot sommer kerkmense, maar ons is as mens, nou die lewe is vol verskonings, ons kies watter ons gaan gebruik. Okay? Maar soms is 'n verskoning eintlik juist 'n uitdaging wat jy moet oorkom. Wat jy oorwinning moet behaal. En Moses het hierdie uitdaging, hy het hierdie verskoning. Ja, maar Here, jy kan my nie gebruik nie, want ek kan nie praat nie, ek is 'n man wat hakkel en al hierdie verskonings, en God sê, gaan verlos my volk, en sê vir hulle, ek is wie ek is, het jou gestuur. Ek is wie ek is, het jou gestuur. En God stuur vir Moses na Farao toe, Moses gaan na Farao toe, hy sê, ek wil hê die volk moet jy laat gaan. Farao vererg hom vir 'n tyd, en hy toe die lading verdubbel wat op die slawe was, op die volk was. Maar die volk was nie baie lief vir Moses op die stadium nie. Want hulle het gewerk as slawe, maar toe, soms is daar mense wat te veel karring wat hulle nie moet karring nie. Jy van julle ken sulke mense, hulle maak dinge erger. Okay. Moses was daai ou. Hy kom krap waar hy nie moes krap nie. En toe Farao dit hoor, sê nee, dan gaan ek dit maar net vererger. Ek gaan dit net vir hulle moeiliker maak. En die volk was kwaad. En sê, wat probeer jy doen? Hoekom maak jy dit vir ons erger? En natuurlik stuur God en sê, okay, Moses, ek wil die volk iets leer.
Ek wil julle met iets verstaan in wie ek vir hulle is. En dis hoekom God was in beheer. Hoor mooi, gaan lees die Exodus verhaal en gelees al in die begin wat hy heeltyd sê, maar God het Farao se hart verhard. Spreuke sê dat die Here rig die harte van konings soos waterstrome. Glo jy dat God die vermoë het om selfs jou vyande, jou baas, jou vriende, jou familie, sy harte in sy hand het? Hy het Farao se hart bepaal. Farao was die vyand, Farao was 'n goddelose koning gewees, hy was heidense koning gewees, maar nog steeds, al was dit 'n harde hart, het God beheer van sy hart gehad. En hy het vir 'n rede die hardheid van sy hart beheer, sodat hy die volk iets kon leer van wie hy is. En eventueel na die 10 pla, as jy gaan lees, die vorige paar hoofstukke was dit al die pla wat plaasgevind het, ons weet daar was 10 pla, jy kan die verhaal weer gaan lees oor die 10 pla, en eventueel hier met die ster van die eerstgeborenes, die 10de plaag, het Farao gesê, ek het nou genoeg gehad, asseblief, vat jou volk en trek verre, ons het genoeg van julle gehad. Okay? En hulle was eintlik, Egiptenare was so bly dat hulle getrek het, dat hulle van hulle besittings vir hulle gegee het. Julle moet dit gaan lees, hulle het vir hulle besittings gegee, hulle het vir hulle van hulle rykdom en juweliersware en hulle goud en goed gegee om te sê, trek asseblief saam met, vat hierdie goed saam met julle. En God kom weer en toe die volk net uitgetrek het, en hy sê, ek gaan julle lei na die wildernis toe verhard hy weer Farao se hart. En Farao sê, en die Egiptenare besef toe, hoor jy, nou moet ons self die werk doen. Wat gaan ons nou maak? Kom ons gaan haal die volk terug, en hy gaan kry sy beste strydwaans, en hy gaan kry sy perderuiters, en hy gaan kry sy weermag, en hy sê, kom ons gaan haal die Egiptenare, die Israeliete, hulle moet terugkom, ons het hulle nodig, ons kan hulle nie vrylaat nie, ons moet hulle terugkry, want hy het hulle hart verhard. Om te sê dat, as jy dit gaan lees, hy sê, nou ek wil vanaf vers 10 lees, hy sê, toe Farao naby kom, slaan die kinders van Israel hulle oë op, en kyk, daar trek die Egiptenaars agter hulle aan. En hulle het baie bang geword. Nou, jy moet verstaan waar hierdie mense is. Hierdie Israeliete wat ons van lees in hierdie verhaal, vir 400 jaar was hulle slawe. Moes hulle bevele van 'n koning gehoorsaam. As hy gesê, doen so, dan het hulle so gedoen, want dis wat dit is om 'n slaaf te wees. Hy het geheers, hy het geregeer oor hulle lewe. So hulle was onseker oor wie hulle is, hulle het geen identiteit gehad nie, want dis wat 'n slaaf is iemand wat iemand anders te eintlik verryk, en vir iemand anders te lewe, en iemand anders se drome waarmaak, dis wat 'n slaaf is. Iemand wat nie in beheer van sy eie lewe is en sy eie drome uitleef nie, dis wat 'n slaaf is. En hierdie mense het vreesagtig en bang geword. Hy sê daarop die kinders van Israel tot die Here geroep. En hulle het vir Moses gesê, kom Moses alweer in die moeilikheid. Moses was kort in die moeilikheid. Hy sê, het u omdat daar in Egipte glad geen grafte is nie, ons saamgeneem om in die woestyn te sterwe. So hulle sien sommer klaar, hier kom die slegste wat kan gebeur. Farao is op pad en hy gaan ons almal verslaan in die woestyn. Dis die rede hoekom Moses ons uitgelei het, want daar was nie plek om ons te begrawe nie, so in die woestyn is baie plek, dis hoekom ons hier nou toe gelei het. Hoor hulle mentaliteit, hierdie regte slagoffers mentaliteit. Hier van julle ken seker mense. Dis verskriklik, die regering, die brandstof, en ons is tog hierdie slagoffers, maar intussen het jy skoene aan jou voete en klere aan jou lyf en ook dak om te slaap en die Here is goed vir jou. Maar dan kla ons. As julle die verhaal gaan lees, gaan julle sien, daar is een ding wat die volk van die beloftes van God weerhou het. Wat was dit? Hulle het gekla. Hulle het sê saam my, gemoun. Wie van julle ken mouners? Of mounas? Mouner is die manlike, mouna is die vroulike. Wie is hulle weer? Moses, die slagvors. Maar Moses, wat 'n man van God is, wat 'n openbaring van God gehad, wat 'n ontmoeting met die Here, brandende braambos gehad het,
wat God gestuur het, wat hom 'n mandaat gegee het om te sê, ek stuur jou my volk te gaan lei. Moses wat gelei is deur God. Hy sê, hulle het vir Moses hierdie gesê, gaan jy ons nou laat sterf in Egipte, in die woestyn. Hy sê, dit is die woord wat ons aan Egipte gesê het, is dit nie die woord wat ons aan u in Egipte gesê het, laat ons met rus, dat ons Egiptenaars kan dien. Hoor daai mentaliteit. Want dit is beter vir ons om die Egiptenaars te dien as om in die woestyn te sterwe. Hulle is so kortsigtig, hulle het vergeet van die beloftes van God, wat hy aan Abraham, Isak en Jakob beloof het. Ag, los ons tog net uit, laat ons tog maar net vir altyd bly soos ons is. Hoekom wil jy nou kom karring? Ek is gelukkig soos ek is. All good for you. As jy gelukkig is soos jy is. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, ek weet daar's meer. Daar's beloftes wat in vervulling moet kom. Maar dit kos dat ek moet vrykom van 'n slawe mentaliteit. 'n Slagoffersmentaliteit. Maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie. Staan vas en aanskou die verlossing van die Here. Wat hy vandag vir julle sal bewerk, want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. En die Here sal vir julle stry, en julle moet stil wees. Hou op kla. Hou vreesagtig wees. Raak stil, want wat sê die woord van die Here, wees stil en weet, dat hy God is. Toe vra die Here vir Moses, wat roep jy my aan? Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet wegtrek. En jy, hef jou staf op en steek jou hand uit oor die see en kloof dit, sodat die kinders van Israel dwars deur die see op droë grond kan trek. Maar vers 21, toe hy sê, toe steek Moses sy hand oor die see uit en die Here het deur 'n sterk oostewind die see laat wegvloei en die hele nag deur en die see droog gemaak en die waters is gekloof. En die kinders van Israel het midde in die see getrek op droë grond en die waters was vir hulle muur aan hul regter en aan hul linkerkant. Vers 29, maar die kinders van Israel het binne in die see op droë grond getrek en die waters was vir hulle muur aan hul regter en aan hul linkerkant. So die Here Israel dan die dag uit die hand van die Egiptenaars verlos en Israel het die Egiptenaars dood gesien aan die kant van die see. Ook het Israel die magtige daad gesien wat die Here aan die Egiptenaars verrig het. Toe die volk die Here gevrees en geglo in die Here en aan Moses sy knegt. Die seentjie sit in die klas en sy juffrou is nie 'n gelowige juffrou nie en hy lees en hy sê juffrou, maar wat is die storie van die see wat ons weer die volk deurgetrek het? En juffrou sê, man, daai is nie 'n waar storie nie. Die Bybel is die see was so vlak, hulle kon maklik deurgetrek het. Hy sê vir my, dan moes dit 'n groter wonderwerk gewees het. Sy sê, wat bedoel jy? Sy sê, want die hele weermag het versuip in daai vlak water. Okay. Nou hierdie kan vir jou klink soos 'n animasie. Hoe kan dit waar wees? Dit gou vir ons die volgende prentjie op. Net vir jou idee te gee, hierdie is 'n prentjie wat geskets is. Wie is die volk? Sit jy nou self in hierdie storie? Moeder, meneer, ons was vir 400 jaar slawe gewees. Ons is in die slawe mentaliteit gebore, grootgemaak. Ons is nie goed genoeg nie. Al wat ons voorwerk is om die Egiptenare te dien en te sterf in Egipte. So ons is niks nie, ons is niks werd nie. God het ons verlaat. En ons is net gewoon daaraan om ander man se bevele uit te voer. En hier stap hulle, hier kom die man Moses en sê, kom saam met my. Ons gaan na die beloftes van God toe. Wonderlik. Heerlik, kom ons los alles net agter, ons huis wat ons ingebly het en alles reggemaak het en ons betrek saam met hierdie ou ons trek en hier draai hy sommer wildernis toe. Want daar was 'n korter pad na die beloofde land, sê die woord van die Here. Maar God het geweet hulle is nog nie gereed nie en het hulle eers wildernis toe gelei. See toe gelei. Want God wil homself aan die volk bewys het wie hy is.
En hier staan die volk en hulle sê, okay, Moses, ons sien die Farao is agter ons aan, hy is besig om ons te agtervolg, en as jy net die verhaal gelees het, God die wolk laat staan tussen Farao en die volk, dat hulle nie kon sien nie, die Farao kon nie naby die volk kom nie, om die volk vir 'n hele nag te beskerm, dat Farao hulle nie kan oorweldig nie, sodat hy die see kon oopkloof vir sy volk. En die kloof uit die see oop, dat die volk droogsvoets deurstap, deur die see. Dink jy aan wat het God gedoen? Sien die prentjie. Maar die volk staan hier voor 'n uitdaging. Hierdie vreemde man, Moses, wat hulle nie geken het, en nou Moses het in die paleis gebly, was nie tussen hulle nie, hy was 40 jaar in die woestyn, hier kom hy terug en sê, okay, volg my, ek vat julle in die beloftes toe. Hoekom moet ons hierdie ou glo? Hoekom moet ons hierdie man vertrou? Wie is hy? Wel, hulle stap saam met hom. Hier kom hulle by die see, en vir 'n oomblik, God het vir Moses sê, ek gaan van jou 'n God maak. Jy gaan soos 'n God voor Farao en vir die volk wees. Hulle moes 'n besluit maak, die volk, want hier kom hulle by 'n doodloopstraat. As hulle omdraai, is hulle terug na slawerny toe, of hulle sterf, weens Farao wat hulle oorweldig, of hulle moet nou luister na wat hierdie nuwe leier, hierdie verlosser, vir hulle sê om te doen. Hulle moet sy bevele gehoorsaam, of hulle moet teruggaan na die bevele wat hulle aan gewoond is. En hierdie is nie 'n maklike bevel nie, want hier skielik is daar massa water, soos mure langs aan ons, en hy sê vir ons, okay, gaan voort. Al die mamas met hulle klein kindertjies is opgewonde, sê, papa, dit is so wonderlik dat jy gekies het, ons hierdie Moses man volg, en kom kindertjies, kom ons stap hier so deur die see. Opgewonde, al die ma's is verskriklik opgewonde, om te sê, wow, kyk hoe mooi is dit hierso, kyk hoe die waters wat hierso staan, wat nooit so was nie, dit het nog nooit gebeur nie, en Moses, hierdie Moses vreemde man sê, ag, julle kan maar net deurstap, dis veilig. What can go wrong? Sou jy gegaan het? Mamas? Kan nie dink. My man het jou gesê, die Moses ou is nie lekker nie. Maar jy het gesê, ons moet gaan. Nee, jou skuld. Het jy gesê, iets in my binneste voel nie reg met hierdie ou nie. Kyk hierdie stok in sy hand, hier staan en kyk wat doen die waters. Hoe nou? Maar die volk moes 'n keuse maak. Of ons draai terug, of ons volg. Dis op 'n mespunt, waar die volk is, ten opsigte van 'n verhouding met Moses en met God, want God het Moses gestuur met sy opdrag. En interessant, as jy verder gaan lees in 1 Korintiërs 10, in die Nuwe Testament, sê in 1 Korintiërs 10 vers 1 en 2, hy sê, want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie, dat ons vaders almal onder die wolk was, en almal deur die see deurgegaan het, en almal in Moses gedoop is, in die wolk en in die see. Hulle is in Moses gedoop. Op daardie oomblik was dit die keuse, gaan ons hierdie ou volg, of gaan ons hom nie volg nie? Gaan ons hom aanvaar as ons verlosser, of gaan ons hom nie aanvaar as ons verlosser nie? Ek wil 'n bietjie terugvat na Eksodus hoofstuk 6 toe, 'n interessante ding, want dit is my interessante ontdekking, en dit was eintlik vir hierdie was bietjie vir my 'n wow oomblik, en ek hoop, ek weet nie, dalk het jy dit al geweet, maar God kom sê vir Moses 'n baie interessante ding in Eksodus 6 vers 1 en 2. Want ons weer die woord verklaar, hy is die God van Abraham, Isak en Jakob. Wat was Abraham, Isak en Jakob? Wie was God vir hulle? Wat was hulle oogpunt van God? Hoe het hulle God beleef? Hoe het hulle God aanskou? Hoor wat sê hy so? Hoor wat sê Eksodus 6 vers 1 en 2. Hy sê, verder het God met Moses gespreek en vir hom gesê, ek is die Here. Vers 2, hy sê, ek het aan Abraham, aan Isak en aan Jakob verskyn as God die Almagtige. Maar met my naam Here het ek my nie aan hulle
bekend gemaak nie. Dis interessant. Abraham, Isak en Jakob, dis in Genesis, dis voor Moses. God sê, ek het myself bekend gemaak as God almagtig. Nou as jy teruggaan na die Hebreëse woorde, toe is God almagtig, en ek dink dit is op die skerm die volgende, God almagtig beteken, is die Hebreëse woord El Shaddai, God Almighty. Hulle het geglo in God, hulle het hierdie verhouding met God gehad, hulle het hierdie belewenis met God gehad, dat wie was God vir hulle? Hy was die Almagtige. Met ander woorde, vir hom is daar niks onmoontlik nie. Hulle weet, dis wie hy is, dis wie God is. En dit is belangrik dat jy dit glo en weet dat God is die Almagtige. By die mens, wat ons as mens beperk is in ons wees, by God nie beperkinge nie. Hy is almagtig, hy is El Shaddai. En dit is belangrik om dit ook te verklaar, om te sê, Here, U is my El Shaddai. U is die almagtige God. U is in staat om 'n weg te maak waar daar geen weg is nie, want U is almagtig. En dit is wonderlik om dit te weet en die wonderwerkende krag van God te beleef, om te sê, Here, U het wonderwerke gedoen, U het die bonatuurlike gedoen in my lewe. En dis 'n plek waar ons eintlik begin in ons verhouding met die Here. As jy in die boek van Handelinge gaan kyk, het mense tot bekering gekom en hulle die woord aanvaar, omdat hulle God beleef het as El Shaddai, die Almagtige. Hy is in staat om te doen wat bonatuurlik is. Dis wat wonderwerke is. Hy is nog steeds vandag die wonderwerkende God. Wie van julle het al wonderwerke beleef? Hy is die almagtige God. Dis fantasties om te getuig van sy almag en sy grootheid en sy heerlikheid. Daar's vir hom niks onmoontlik nie. Maar daar's 'n nuwe dimensie, daar's 'n volgende dimensie wat ek en jy moet instap in ons verhouding met die Here. En dis wat met die volk gebeur het wat in Moses se tyd wat hy gesê het, ek is nie net meer bekend as El Shaddai nie, ek is nou ook bekend as Jehovah of Yahweh. Die Here. I'm Lord. Die woord Here of Lord in Hebreëus is Jehovah of Yahweh. Wat sê dis, I'm self-existing. I'm eternal. Weet, toe ons jonk was en ons kinders, tieners was en jy probeer ontdek en vra jy die vraag, maar wie het God geskape? Waar kom God vandaan? Mense het, ons is mens, ons vra die vraag, ons is nuuskierig. Hy is self-existing. Niks of niemand het die God wat ek in jou aanbid, die God van Abraham, Isak en Jakob, maar ook die God van Moses. Niemand het hom geskep nie. He's a self-existing, the eternal one. Die ewige. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, sodat die enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar wat is die ewige lewe? He is the eternal one. 'n goddelike lewe kan ontvang. In die Grieks is die woord Here, Kyrios. It means to have supreme authority. Jy sien, daar's soveel mense wat glo in God. Daar's soveel mense wat glo in Jesus as God. En dit is wonderlik, en dit is goed. Maar op 'n stadium maak Jesus die verklaring, hy sê, julle weet die demone glo ook. Hulle weet dat hy God is, El Shaddai, God almagtig. Hulle weet daar's niks van hom onmoontlik nie, hulle weet hy is die wonderwerkende God. Ek weet nie, die demone het Jesus erken van afstand af. Gaan kyk na die besetene van Gadara, toe hy net naby gekom het, toe sê hulle, asseblief Here, moet ons nie iets aandoen nie, moet ons nie na weer die dieptes van die aarde te stuur nie, en hulle het 'n gesprek met hom. So dis een ding om te glo aan God se bestaan, dat hy El Shaddai is en almagtig is. Maar hier is die vraag. God kom openbaar hom deur Moses as Here. The supreme ruler.
the authority. Jy sien 400 jaar was hulle geregeer, oor hulle geheers, onder slawerny gewees, en God kom sê nee, daar's 'n nuwe dimensie, ek gaan nie meer toelaat dat 'n ander koning, en 'n heidense koning oor julle regeer nie, ek is nie net julle God wat die almagtige is nie, maar ek is die Here van julle lewe, julle sal nooit weer slaaf van enigiemand anders te wees nie, en jy hoef nie 'n slaaf te wees, as jy my as jou Here het nie. En wanneer gebeur dit, kerk? Wanneer is daai plek wat ek en jy op 'n plek kom wat ons sê, Here, ons glo nie net dat U al die almagtige God is nie, maar ons verklaar ook, my God is my Here. Moses verlos die volk deur die openbaring dat God Here is, nie net El Shaddai nie, maar hy is Jehovah, die almagtige, wat nie net die skepper is nie, maar ook Here is. Want jy sien, wanneer ek iemand aanvaar as Here vir my lewe, dan beteken dit, ek onderwerp my aan hulle gesag. Hy is die hoogste gesag, hy is die finale gesag, hy is die hoogste autoriteit. Selfs sy disippels het Jesus gevolg en was heeltyd saam met Jesus, maar sy disippels het heeltyd geglo en gesien hoe hy wonderwerke doen, maar was hulle ooit op daai plek, wat hulle Jesus kon herken as Here? Het julle iewers gelees dat die disippels Jesus herken het as Here? Het die disippels in Jesus geglo toe hulle sy wonders gesien het, sê hulle, u moet verseker die seun van God wees. U moet El Shaddai wees. U is almagtig. Kyk wat doen hy. Wonders en tekens. Hy loop op die see en maak die storm stil. Wonderlik. Maar daar kom op 'n punt, kan ek vir julle wys, waar een van die disippels besef, hy is nie net El Shaddai nie. Hy is Jehovah. Hy is Here. Julle ken die man met die naam van Thomas. 'n ongelowige Thomas. Jesus verskyn aan sy disippels, maar Thomas was nie saam nie, en hulle vertel vir Thomas, Thomas, jy kan nie glo nie, ons het die Here gesien, hy het opgestaan, hy het aan ons verskyn, en Thomas, weet typies, seeing is believing, ek sal nie glo, en ek sal julle woord nie aanvaar, voor ek nie my vingers in sy wonde gedruk het nie, en sy sy gedruk het nie. Voor het gebeur met Thomas, en Jesus, in getrouheid aan Thomas, verskyn hy weer aan die 12 aan die disippels, hulle was toe net 11, en Thomas was by. En hoor wat doen hy? En hoor die reaksie van Thomas, hy is Johannes 20 vers 27, hy sê daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy, en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Daar's verskillende dimensies van jou geloof. Die een dimensie is, ja, jy glo dat God is. Jy glo dat hy is almagtig. Maar die ander dimensie van jou geloof is wanneer jy begin reageer op daardie geloof. Waar jy sê, hy is nie net God almagtig nie. Hy is die Here van my lewe. Kyk Thomas' reaksie. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Nie net my God nie, my Here en my God. Hier is die ding, kerk. Die hartseer is dat baie mense wat gelowig is, se lewenstyl getuig nie daarvan nie. Baie mense wat glo in Jesus, lewe nog soos die wêreld. Hulle doen nog soos die wêreld, hulle praat nog soos die wêreld. Maar ek is van mening is, ja, twyfel of hulle gelowig is nie. Maar ek twyfel of Jesus Here is in hulle lewe. Want wanneer jy hom aanvaar om te sê, nie net my God nie, nie net my verlosser nie, maar my Here. Want is een ding om te weet, jou sondes is vergewe, en hy het die prys betaal vir die kruis van Golgotha, maar as 'n ander dimensie, wanneer jy van die troon van jou eie lewe afklim, en sê, Here, kom sit jy op die troon. Johannes met sy disippels sê, ek moet minder word, en hy moet meer word. Jy sien, wanneer ek Jesus as
Here van my lewe aanvaar, want Moses, hy sê vir Moses, ek gaan my begin openbaar, nie net meer as El Shaddai nie, ek is Jehovah, ek is die Here van hulle lewe, ek is die een wat heers, ek is die een wat in beheer is, ek is die een aan wie hulle moet gehoorsaam wees. Wanneer dit gebeur, wanneer het God vir hulle Here geword, wanneer het Moses vir hulle Here geword, toe hulle deur die see stap om te sê, maar ons besef nou, daar's meer in hierdie as net die wonderwerk wat gebeur, ons moet die keuse maak om hierdie man te volg. En ek en jy moet 'n keuse maak, nie net om Jesus te glo nie, maar om te volg en sy voetspore te volg. Dis ware Christendom, want 'n Christen is iemand wat 'n volgeling van Jesus is, nie net wat glo in Jesus nie, maar wat doen wat Jesus gedoen het, wat praat soos Jesus gepraat het, wat 'n volgeling van Jesus is. Hoekom? Want hy het Here geraak van jou lewe. En weet jy wat, wanneer iemand Here van jou lewe is, die bewys van wanneer iemand Here van jou lewe is hoe bewys jy iemand is Here van jou lewe? Daar's net een manier om dit te bewys. En dit loop so saam met ons geloof, is gehoorsaamheid. Jy kan nie sê iemand is jou Here, as jy nie bereid is om hulle te gehoorsaam nie. En hy kom op 'n plek wat hy vir sy disippels in Johannes, hy sê, ek noem julle my vriende, as julle alles doen, wat ek julle beveel het. Hierdie is nie 'n boek van voorstelle nie. Hier is 'n boek wat die Here van ons lewe vir ons gegee het om te sê, hier is hoe ek wil hê jy moet lewe. En wat is die eerste opdrag? Die rede hoekom ek die verhaal van Moses vertel het en hoe die volk in Moses gedoop is, wat is die bevel wat Jesus gegee het in Markus 16:16, hy wat glo en wat reageer op sy geloof deur om te doop. Hoor mooi, hy wat glo en hom laat doop. Die volk is in, Moses in gedoop. Dit praat van iets no turning back. As ons deur hierdie see loop, is dit nie meer terugkeer nie. Ons lê die ou lewe neer. Ons draai nie weer terug nie, ons kyk nie weer terug nie, ons stap en ons volg hierdie herder, hierdie redder wat vir ons gestuur is, want die Here is ons herder. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Wat het die eerste bekeerlinge gedoen? Petrus staan op en hy preek die heel eerste preek na die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge hoofstuk 2 en hy preek hierdie preek en hy verduidelik vir hulle wie Jesus was en hy verkondig die evangelie en hierdie mense word oortuig want natuurlik was hy onder die inspraak van die Heilige Gees geïnspireer, sy woorde deur die Heilige Gees en hierdie mense word diep in hulle harte getref en onthou nie lank terug nie, hierdie mense uitgeroep kruisig Jesus. Dis dieselfde volk voor wie Petrus staan en predik oor wie hierdie Jesus is wat hulle doodgemaak het en hulle besef toe en hulle word oortuig, hulle is in die moeilikheid, hulle het redding nodig. En Handelinge 2:37, hy sien toe hulle dit hoor, is hulle diep in hulle hart getref. En het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En die reaksie is, Petrus sê vir hulle, bekeer julle. Met ander woorde, stop met wat julle doen en waarmee julle besig is. Daar's 'n anderste lewe wat jy moet lewe. Bekeer jou, draai weg, draai om, vernuwe jou gedagtes, vernuwe jou denkpatrone. Jy moet anders te begin kyk, jy moet anders te God benader. Nie God benader as die een wat net daar is, wat jou spaarhoef van jou nodig het nie, maar die een wat die Here van jou lewe is, wat jy elke môre opstaan en sê, Here, hierdie is die dag wat U geskaap het, U het my bestem vir die dag, wat is die plan vir my lewe? Nie, Here, ek hoop U gaan deel raak van my plan nie. Baie keer lyk ons gebedslewens soos ons wil eerlik wees. Here, ek roep U in my plan in. Here, kom wees net deel van my plan, kom wees net die redding van wanneer my plan skeefloop. Nee, Here, wat is U plan vir my? Wat is U toekoms vir my? Wat wil U, waarheen lei U my in hierdie dag? Want daar's dalk iemand wat net aan die ander kant staan van jou gehoorsaamheid. Iemand se genesing of iemand se ewigheid is dalk afhanklik van jou gehoorsaamheid in God vandag. Wat ek en jy sit met die goeie nuus van die ewige lewe, maar Jesus moet Here wees van jou lewe, sodat jy op 'n plek is wat ek en jy kan lewe om te sê, Here, nie my wil nie, maar U wil geskied. Wat is U bevel? Wat is U roepstem, Here? Ek wil doen wat U my beveel om te doen. Dis nie voorstel nie, want U is nie my vriend wat my voorstelle gee en sê, dis dalk 'n goeie idee nie. U is my Here, as U sê, moet ek doen. Dis nie debatteerbaar nie, dis nie onderhandelbaar nie, wanneer Jesus sê, moet ek doen. As U sê ek moet gedoop word, is dit nie onderhandelbaar nie, ek moet gedoop word.
En is dit nie die dimensie waar jy instap en sê, Here, ek reageer. Jesus het nie ons met te swaar bevele gelos nie. Maar die eerste bevel is, as jy my wil volg, as jy glo, laat jy doop. En vir die wat geglo het en gedoop is, het dat tekens begin volg. Die eerste bekeerlinge, hoor wat sê hy, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Wat doen die Heilige Gees? Hy rus ons toe met vermoëns wat bo-menslik is. Hy rus ons toe met gawes wat bo-natuurlik is. Want die gawes van die Heilige Gees is fantasties, maar die belangrikste gawe van al die gawes wat die Heilige Gees my en jou mee toerus, wat is die belangrikste gawe van alle gawes? Kan ek vir jou wys, ons weet in 1 Korintiërs 12, verduidelik vir ons die gawes, maar soms mis ons hierdie gawe. 1 Korintiërs 12 vers 3, en niemand kan Jesus, nie God nie, Jesus, die Here, supreme ruler. Jesus is Here. So Jesus regeer. Jesus is in beheer. Jesus is die hoogste gesag. Jesus is die autoriteit. Jesus is my Here. Niemand, hy sê niemand kan sê dat Jesus Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. So wat sê hy? Toe hulle sê, wat moet ons doen? Wel, bekeer julle, laat julle doop, en wat gaan gebeur? Daarna gaan julle die gawe van die Heilige Gees ontvang, sodat julle die vermoë kan hê, want wat is die vermoë waarmee die Heilige Gees jou toerus? Die vermoë kan hê om te verklaar en te leef dat Jesus die Here van jou lewe is. Hy heers oor my lewe. Hy is in beheer van my lewe. Kerk, ek wil vanoggend vir jou sê, Jesus sleutel in ons geloofswandel, wat ek en jy daagliks moet besef, hoe meer ons in oorgawe lewe, hoe meer gaan ons die volheid van Christus beleef in ons lewe. Hy is nie net jou El Shaddai nie. Hy is jou Jehovah. Hy is jou Kyrios, hy is jou Here. En wanneer jy sy bevele gehoorsaam, is die resultate die beste. Hoeveel keer het ons nie onsself in die moeilikheid laat beland nie? Want ons sukkel om beheer oor te gee. Vir wie is dit maklik om beheer oor te gee? Jesus soek alles. Hy is nie met my en jou te redeneer en te onderhandel nie, hy is hier om te sê, maar doen wat ek jou beveel. En vanoggend wil ek vir jou sê, soos die volk in Moses ingedoop is, wil ek vir jou sê, vanoggend as jy die besluit gemaak het en gehoorsaam gereageer het op die roepstem om gedoop te wees, jy sit vanoggend en baie keer as ek oor die doop praat, sal mense vir my sê, maar ek wil nou gedoop word, en ek besef nou eers waar dit gaan. Nee, nou weet jy, wat is dit wat jy verklaar het, toe jy gedoop is. Jy het verklaar, die volk is in Moses ingedoop, Moses was hulle leidsman gewees, hulle het hom gevolg. Die deur die doopwater is, wat is jou verklaring wat jy gemaak het? Wel ek glo dat Jesus my gesterf het en my opgestaan het, maar ek glo dat, en ek glo nie net nie, ek verklaar dat Jesus die Here van my lewe is. Dis hoekom dit so belangrik is dat jy persoonlik die opdrag sal uitvoer, want dis 'n persoonlike opdrag wat jy gemaak het. Jou ouers kan nie namens jou die opdrag uitvoer om te sê ek kies om Jesus te volg nie. Dis hoekom ons die kinders doop nie. Ons verstaan dat mense moet self die besluit maak. Daar is nie 'n Bybelse beginsel wat kinders gedoop word nie, want 'n kind kan nie self daai besluit maak om Jesus te volg nie. Dit moet 'n wilsbesluit wees wat jy jou onderwerp in gehoorsaamheid aan sy bevel om gedoop te word. Persoonlik, dan moet jy gedoop word met die doop van onderdompeling, want dis 'n simbool van die begrafnis en die opstanding van Jesus Christus, waarmee jy jouself vereenselwig, sodat jy deur die doop in 'n nuwe lewe kan instap. Romeine 6 vers 3 tot 4,
Hy sê, ek weet nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Jou lewe sal radikaal verander, jou lewe moet verander. Hoekom? Want jy's nie meer Here van jou eie lewe nie. Daar's nie meer slawerny in jou lewe nie. Farao is vernietig deur die doop. Die vyand is vernietig deur die doop. Hy het nie meer 'n vashou nie. Hy kan jou nie meer agtervolg nie. Hoekom? Want sy gesag is gebreek, want jy verklaar jy vereenselwig jou met die dood en opstanding van Jesus Christus. Wat het Jesus gedoen met sy dood? Hy het die vyand gaan uitklee. Hy het oor hom gaan triomfeer. Hy het hom gewen. Die vyand is reeds verslaan, kerk. Farao is verslaan. Die ou lewe is agter ons. Daai slawerny is agter ons. Ek en jy is nie meer victims nie. We are victors. Hoekom? Omdat Jesus Here van my lewe is. Dis wanneer jy in oorwinning wandel, dis wanneer jy in vrede lewe, dis wanneer jy in oorvloed lewe, dis wanneer jy in voorspoed lewe, wanneer jy weet wie in beheer van jou lewe is en sy naam is Jesus Christus, want die heerskappy is op sy skouers. Hy is die ere koning, hy is koning van my lewe, hy is die Here van wie ek is. Ek verklaar dit altyd oor my eie lewe. As ek bid sê ek, Here, U is my God, U is my koning, U is die Here van my lewe. En so wens ek kan al hoe meer my lewe om aanstel in alle aspekte. Nie my wil nie, U wil, Here. Want U is nie net El Shaddai nie, U is Jehovah. Ek en jy, deur die doop, het 'n nuwe lewe ontvang. 'n Lewe wat oorgegee is aan sy heerskappy. En dit kan net goeie resultate in ons lewe kweek. Galasiërs 3:26, hy sê, want julle is almal kinders van God, deur die geloof in Christus Jesus. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Wat gebeur? Jou autoriteit hang af van jou onderwerping aan gesag. As Jesus my Here is, en ek in hom ingedoop is, dan beweeg ek en funksioneer ek in sy autoriteit. Dis hoekom ek beklee is met sy gesag. Want dit is sy gesag dat hy die Christus is, die seun van die lewende God. Hy sê daar's nie meer Jood of Griek nie. Daar's nie meer slaaf of vryman nie. Daar's nie meer man en vrou nie, want julle is almal een in Christus Jesus. Hoekom? Want ons is in hom gedoop en hy is ons almal se Here. Hy sê as julle aan Christus behoort, hoor hierdie belofte. Soos ek vroeër gesê het, maak reg vir die seun van die Here. Jy wat gedoop is, jy wat Jesus Here van jou lewe gemaak het. Maak reg vir die resultate, maar ek en jy moet dit nie net verklaar nie, ons moet dit net sê nie, ons moet dit leef, want jou lewe getuig dat Jesus Here is. Elke besigheidstransaksie, elke verhouding, elke optrede, alles wat ek doen, moet ek doen met die wete dat Jesus my Here is. Dat Jesus my koning is. Sodat hy verheerlik kan word in wat ek doen en hoe ek optree. Hy sê, as jy in Christus behoort, dan is jy die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Gaan terug na Abraham toe. In jou sal die nasies geseën wees. Tot in die 1000ste slag sal julle geseën wees. Ek en jy kan aanspraak maak op die erfporsie. Want ons is die nakroos van Abraham. En ek wil vanoggend vir jou goeie nuus gee. As jy hier sit en jy kan dit verklaar, Jesus is Here, is jy op die beste plek ooit. Daar's geen belangriker verklaring wat jy kan maak in die lewe. En jou geestelike wandel is om te sê, Jesus is Here. Maar wil ek ook vanoggend jou sê, vat verantwoordelikheid oor daardie woorde wat jy uiter. Jesus is Here. Wil jy net vir 'n oomblik dit net sê daar waar jy sit nie? Jesus is Here. Maak dit net bietjie persoonlik, sê Jesus is my Here. Sê dit kerk, jy moet dit sê tot jy dit begin glo. As jy volgende sit en jy is gedoop en jy het gehoorsaam deur daardie doopbad gegaan, het jy ten minste een van sy bevele reeds gehoorsaam en kan jy verklaar, hy is my Here. Dis hoekom ons mense lei deur hierdie proses om gedoop te word, want dit is 'n gehoorsaamheidsopdrag.
wat in jou gegee is, dis nie 'n opsie nie. Dis 'n opdrag deur jou Here aan jou gegee. 'n Opdrag wat jy persoonlik moet uitvoer. Elke mens moet gedoop word. Elke mens moet verklaar deur sy gehoorsame opdrag dat Jesus Here is. Soos wat die volk in Moses ingedoop is deur die see, net so word ek en jy deur die doopwater in Christus gedoop en lewe ons in hierdie nuwe lewe wat Jesus in beheer is en wat Jesus die hoof is van ons lewe as Here. En hier is die ding. Ek en jy hoef nie eendag te wag tot die volëinding van die wêreld nie, want weet julle wat gaan aan die einde gebeur, wanneer Jesus terugkom? Gaan elke tong bely dat Jesus die Here is. Vir party gaan dit te laat wees. Maar as jy vanoggend hier sit en jy kan dit verklaar, is dit nie te laat nie. Dis iets om voor dankbaar te wees. Dis 'n gawe wat jy en ek moet verklaar en uitleef en sê, Here, dankie, dankie Heilige Gees, dat U my in staat stel om dit te verklaar, maar dat U my ook help en my voetstappe rig, dat U, Here, my herder is. Het is my altyd so, Psalm 23, ek dink is vers 3 of 4, wat hy sê, al beland ek in die dal van doodskaduwee. Is wanneer die eie ek, so nou en dan, wie van julle beleef die eie ek manifesteer so nou en dan? Die ou Egiptiese lewe wil so nou en dan, weet daai victim wil so nou en dan opkom, wat jy, weet daai, wat noem hulle dit, 'n pity party. Wat is die Afrikaanse weer vir 'n pity party? Nie 'n smartvraat raak nie. Daar's 'n tyd en 'n plek, wat ons empatie gee, en mekaar omgee en uitreik. Maar moenie verslaaf raak aan empatie nie, pas op. Wees versigtig en wees versigtig vir mense wat van jou wil kom tap, wat jy altyd empatie soek. En herinner hulle, jy is nie meer in Egipte nie. Jy is deur die see. Jy is deur die woestyn. En jy stap in die beloftes van God in. Want God het homself van jou kom openbaar en my openbaar. En ek en jy, vir die volk was dit nog moeilik in die woestyn, want hulle het gesukkel om uit daai slawe mentaliteit uit te kom. Maar dank die Here dat ek en jy nie in ons eie vermoë staat te maak nie, maar dat sy Gees in ons werk en in ons woon, en deur sy Gees het ek en jy die krag om te verklaar dat Jesus Here is. Ek wil vra die orkes vorentoe kom, Marco. As jy vanoggend hier sit en jy het nog nie die bevel gehoorsaam om gedoop te word nie. Luister na die Gees se stem. Die Heilige Gees. Jy moet gehoorsaam wees, maar vir jou wat volgende hier sit en reeds die gehoorsaamheid stap geneem het, Jesus is Here. Hy is jou Here. Leef dit voluit. Mag die wêreld sien daar buite, mag jou familie sien, mag jou kollegas sien dat Jesus Here van jou lewe is. En weet jy wat beteken dit? Ek leef in oorgawe. I let go and I let God. Ja, hy is ons El Shaddai. Ja, hy is almagtig, hy is wonderlik, hy is onbeskryflik groot. Maar hy is nie net my El Shaddai nie. Hy is my Jehovah. Hy is my Here. En ek wil dink 10,000 reasons. Net wat verklaar. Bless the Lord, oh my soul. Ek het duisende redes om Jesus my Here te noem. En as jy vanoggend hier is en jy is nog nie gedoop nie, wat is die kwalifikasie om gedoop te word? Jy moet glo dat Jesus Christus die Seun van God is. Daar's nie rituele nie, daar's nie beradingssessies daar. Jy moet glo dat Jesus Christus die Seun van God is, want onthou dis 'n gehoorsaamheid op 'n bevel wat gegee is. Wat jy reageer. Ons het klere hier, ons het handdoekie, ek weet dis winter, dis die ideale tyd om die beste dit te onthou, maar die water is al reeds bietjie warm gemaak, dus hoekom hy daar heeltyd loop deur 'n geysertjie, ons probeer dit vir julle gemaklik maak, maar dit gaan nie oor gemak nie. Ek vra die jong dame wat ons gaan doop, ek sê, is jy gereed hierdie koue wintersoggend, sy sê, pastoor, dit maak nie saak nie, as die tyd is die tyd. Of ek nou, mense, hulle klim dan in ice buckets en so, wat is dit nou om hierdie goeder sit? Maar as die Here roep en as die Here praat, moet ons reageer. En as die Here volgens met jou praat, dit maak nie saak of jy lidmaat van die kerk of nie lidmaat van die kerk is. Wat die vraag is Jesus Here, het jy gereageer op sy opdrag? Voer die eerste opdrag uit en sien wat die resultaat is
my en jou wat gedoop is. Ek herinner jou, Jesus is jou Here. As jy gedoop wil word, ons het die klere, jy kan net uitbeweeg na die inligtingstoonbank toe en gaan gereed maak. Ons gaan die lied sing, ons gaan afsluit. As jy wil bly, sal goed wees, is altyd vir ons wonderlike oomblikke as iemand gedoop word. Kan jy bly vir die doop wat ons gaan doen na die diens, maar ons gaan die diens intussen afsluit as die liedslag skuif is. Maar kom ons maak vanoggend hierdie verklaring en sing dit vir jou Here, vir jou koning. Kom ons staan op en ons maak sy naam groot. Ek vra dat jy vir 'n oomblik jou oë sal sluit. Ek wil jou uitdaag met die vraag vanoggend. Jy's 'n gelowige. Jy glo in die bestaan van God en jy glo in sy almag. Maar jy is nog nie werklik op daardie punt wat jy totaal oorgegee het in sy heerskappy nie. Jesus soek nie net 'n gedeelte van jou lewe nie. Hy soek alles. Elke aspek van jou lewe, van jou finansies, jou verhoudings, jou werk, alles wat jy is, soek hy. En hy het 'n prys daarvoor betaal. Sy bloed het gevloei, sodat jy gekoop kan word met sy bloed, sodat jy nie meer aan jouself sal behoort nie, maar aan hom sal behoort. Selfs jou liggaam is die tempel van die Heilige Gees. En jy wil vanoggend net voor die Here staan en sê, Here, ek wil dalk opnuut, of dalk vir die eerste keer, werklik net aan U oorgee as my Here. Here, hier is ek. Ek wil graag vir jou bid. Ek sê, Here, kom rus my toe, sodat ek sal lewe in 'n plek van oorgawe. Ek sal lewe in die bewustheid van Jesus as my Here. As dit jy is en ek vir jou moet bid, steek jy jou hand op en sê, bid vir my. Ek wil volgende net totaal oorgee. Ek wil alles oorgee. My hele wese wil ek oorgee aan die Here van my lewe. Vader, dankie vir Jesus. Dankie dat U hom gestuur het, Here, sodat ons in hom die ewige lewe kan hê. Maar dankie, Here Jesus, dat U Uself verneder het om gehoorsaam te wees tot die dood toe, selfs die dood in die kruis. Sodat U die naam kan ontvang wat bo alle naam is. Sodat elke knie kan buig en elke tong kan bely dat Jesus die Here is, tot die heerlikheid van die Vader. En Here, volgens staan die mense in, Here, hulle is gelowiges en hulle weet U is hulle God en hulle weet U is almagtig, Here, maar soms sukkel hulle net om beheer oor te gee. Here, selfs die wat vanoggend miskien te skaam is om hulle hande op te steek, U sien hulle harte raak vanoggend. Heilige Gees, dis U wat ons kom toerus, dis U wat ons die vermoë kom gee om te sê Jesus is Here, U wat ons die vermoë kom gee om oor te gee en Jesus te vertrou as die herder van ons lewe, as die Here van ons lewe. En Here, daarom bid ek vanoggend, kom rus elkeen toe met die krag van die Gees, met die gawe om te verklaar en te leef dat Jesus Here van ons lewe is. Kom rus ons toe, Here, en herinner ons elke môre, Heilige Gees, om oor te gee en ons herder, ons Here te vertrou. En daarom nou, Here, wil ons verklaar, U is die Here van wie ons is, die koning van ons lewens. Dankie, dat ons in U gedoop kan wees, en dat U ons voetspore rig, sodat ons die Vader kan verheerlik. Ons verklaar, Jesus is Here. Amen en amen. Mag jy 'n geseënde Sondag en week beleef, en seën iemand hierdie week met die goedheid en die glimlag van die Here.